Liewe gemeente, ons is nou in die tyd na die opstandingssondag, Paaszondag, op pad na Hemelvaart en Pinkster, so amper so halfpad. En na aanleiding daarvan lees ons een van die gedeeltes wat vertel van die Here se verskyning. Een van die baie plekke waar dit vertel word, maar hoe hy verskyn het aan mense na sy opstanding. En ons gaan lees uit Lukas 24 van vers 13. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons word stil voor die Here. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vanmôre vir hierdie pragtige Sondagmôre, wat ons herinner daaraan dat U Seun uit die dood opgewek het op die Sondagmôre. Dankie vir die skoonheid van hierdie dag, die mooie omgewing, die laafveld wat so pragtig is in die herfsttyd. Dankie dat ons buite op soveel maniere herinner word aan U wat die almagtige God is, wat die skepper is, maar wat ook steeds die onderhouer is van alles wat bestaan. En as ons vanmôre hier in hierdie mooi ruimte inkom, die kerk, gewyde ruimte waar ons saam met U kinders bymekaar kan wees, dan is dit met nog soveel meer dankbaarheid dat ons bymekaar kan kom, dat ons kan afsluit van elke dag se werk, vir 'n tyd hier bymekaar kan wees en U te kan loof en te prys met die lied, met gebed, dat ons saam wees en dat ons saam wees met mekaar ook vir ons 'n getuienis en 'n krag kan wees om in die geloof versterk te word. En so dink ons dan ook aan die kinders en die jeug wat op hierdie oomblik ook in hulle byeenkomste bymekaar is. En wanneer ons nou U woord oopmaak en lees uit U woord, dank ons U vir hierdie wonderlike boek, wat vir ons totaal en al onpylbaar is. Onbegryplik dat mense lank gelede, dalk nie eens altyd geleerde mense nie, 'n boek kon skryf onder die leiding van U Gees, wat ons op geen manier kan bemeester en sê, nou ken ons die hele Bybel nie. Daarom maak ons aanspraak op U Heilige Gees, om ook nou in hierdie oomblikke vir ons oë te open, ons gedagtes te verhelder om in te neem wat ons hoor. Amen. Lukas 24 van vers 13 en dan ook Efesiërs 1 gaan ons lees. En dit gaan hier oor die Emmausgangers, Lukas 24 vers 13. Ek lees uit die 1983 vertaling, verskoning. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan
en het net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander bymekaar. En die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Dan blaai ons ook na Efesiërs 1. Een van die twee bekende gebede van Paulus, die een in Efesiërs 1 en die ander in Efesiërs 3. En hier dank hy die Here ook vir die krag van die opstanding, waarmee hy sy seun uit die dood opgewek het, maar dieselfde krag waarmee hy ook in ons gelowiges werk. Efesiërs 1 van vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Tot sover. Nou, liewe gemeente, na aanleiding van die gedeelte wat ons gelees het in in Lukas, vra ons vanmôre vir mekaar, brand jou hart vir die Here, brand jou hart nog vir die Here. Hoe lyk brandende harte vir die Here? Nou, soos ek net al gesê het, ons het nou gekom, as mens teruggaan na Kersfees, die 4 weke van afwagting, die adventtyd voor Kersfees, ons het Kersfees gevier. Daar was die 7 weke, die lydensweke in afwagting op die Paastyd. Goeie Vrydag het ons gevier. Paasondag het ons gevier. Van Paasondag tot Hemelvaart tel ons 40 dae en dan nog 10 dae na Hemelvaart tot by Pinkster wat in Grieks ook Pentak
Pentekostel, Pinkster beteken, dan vier ons die Pinksterfees. En nou in hierdie tyd tussenin dink ons aan die vertellings van die evangelies, hoe Jesus na sy opstanding aan soveel verskillende mense verskyn het. By die graf was daar die vroue, daar was die disippels, en elkeen van die evangelies lê 'n bietjie ander klem op 'n spesifieke aspek van die verskyning en die teenwoordigheid van Jesus. So vertel Matteus byvoorbeeld dat die wagte omgekoop is deur die priesters en die owerstes om te sê hy het nie opgestaan uit die dood uit nie. Sy disippels het maar net in die nag gekom en sy liggaam gesteel en dit op 'n ander plek gaan begrawe. Hulle is met geld omgekoop en hulle het by hulle storie gehou. Johannes vertel vir ons op 'n baie besondere manier hoe Jesus aan Maria verskyn het. En sy het by die graf gekom en gesien die graf is oop en sy het gehardloop na die dorp en saam met haar het teruggehardloop Petrus en Johannes en hulle het by die graf ingekyk en gesien dis leeg, die doeke lê daar. En dan sonder dat Maria Jesus herken, sê hy vir haar Maria. En sy het hom herken en sy het in eerbied hom gesê Rabboni, erkenning, meester, Here. Dan by 'n ander geleentheid dieselfde dag is die disippels het Jesus aan hulle verskyn die Sondag aand terwyl hulle bymekaar was, waar Petrus nie by was nie. En toe hulle vir Petrus weer teekom die disippels, sê hulle vir hom in ekstase, ons het die Here gesien. En Here beteken daar die woord kurios, beteken die Here wat uit die dood opgestaan het, die ene na die dood. En sien beteken in daardie konteks met 'n geloofsoog het hulle die Here gesien. Dis hy. En dan ken ons die bravade van Petrus. As ek die merke van die spykers in sy hande kan sien, en as ek nie hier in sy sy die merk van die swaard kan voel, sal ek nooit glo nie. En later, as Jesus voor hom staan en sê, Petrus, kom voel hier aan die merke van die spykers, voel hier aan die merk van die swaard, dan verkrummel hierdie bravade van Petrus en sê, my Here en my God. En dan is ons nou hier by Lukas, wat vertel, dieselfde dag van die opstanding, loop hier twee mense terug na hulle dorpie toe. Hulle was almal saam in Jerusalem vir die Paasfees, hulle loop terug na hulle dorpie toe, 12 kilometer, kom ons sê, dis hiervandaan halfpad Witrifuur toe. En ewe skielik is Jesus in hulle midde. En daar stap hulle saam loop en gesels. En dan vra Jesus vir hulle, nou waaroor loop julle so in gesels, so ernstig en so druk? En dan is dit eintlik asof hulle sê, as mense dit nou so plat kan uitdruk, is hy dan so toe, weet hy nie wat het nou net hier in Jerusalem gebeur nie. Almal was ooggetuies, en as jy nie 'n getuie daarvan was nie, dan het mense gepraat daarvan en vertel van hierdie dramatiese gebeure van die kruisiging, van 3 kruiselinge en dan in besonder Jesus. En dan praat hulle verder, en hulle deel hulle teleurstelling. Hulle is verslae. Hierdie Jesus wat gesê het dat hy 'n profeet is, hulle het so gehoop, hy sal die volk verlos van die Romeinse juk. En dit het nou nie gebeur nie. Nou is al hulle hoop verydel. En dan praat Jesus en hy sê vir hulle maar, kleingelowiges, onverstandiges, glo julle dan nie, ken julle nie die skrifte en die profete wat al hierdie dinge vir ons verkondig het, dat die Seun van die mens moet ly om hierdie dinge deur te maak. En hy moet opstaan uit die dood uit. En dan, as hulle by hulle dorp kom, by hulle bestemming, dan wil Jesus nou een kant,
en hulle oorreed hom, dis klaar donker, kom gaan tuis by ons vir die nag. En wanneer hy dan vir hulle die rol oorneem van die huisvader, hy doen die dankgebed, hy breek die brood, dan dring die werklikheid tot hulle deur. Iemand wat brood eet, iemand wat brood breek, die werklike gestalte van Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Maar dan is hy weg. En dan is hulle die mense wat toe is, want hulle oë was verhinder om Jesus te sien. Dan gaan hulle oë oop en hulle geestesoë gaan eintlik ook oop. Was ons harte nie gebrand toe hy saam met ons op die pad loop nie? En dis eintlik vanmôre ook die vraag aan elkeen van ons oor brandende harte. En as ons nou verder blaai na Efesiërs, dan skryf Paulus 50 jaar later, so ongeveer 53, na die opstanding van Christus, prys hy die gemeente in Korinthe aan. 'n Gemeente met wie hy 'n besondere verbintenis gehad het. Hy het onder andere self persoonlik 3 jaar onder hulle gewerk. Hy is weg van hulle en hy het Timoteus, van wie ons nou verlede Sondag baie gehoor het, daar gelos om die gemeente te bearbei. En dis die gemeente wat hy op die strand van Milete, die gemeente van Efese, het hy laat kom daar in Milete. En hy het, voordat hy op die skip geklim het en van hulle finaal afskeid geneem het hy op die strand saam met die ouderlinge gebid en hulle is almal in trane uit mekaar uit, omdat Paulus ook geweet het hulle gaan mekaar nie weer sien nie. Hy skryf van hierdie mense van Efese die brief. Hy prys hulle en sê hy is so dankbaar as hy hoor van hulle geloof in die Here. Hy is so dankbaar as hy hoor hoe mooi verhouding hulle onder mekaar het in die geloof. En as Paulus hierdie brief skryf aan Efese, dan is dit net so goed of hy skryf dit aan die hele kerk oor die hele wêreld. Hy skryf dit vanmôre aan die gemeente Nelspruit Suid, van wie hy ook kan sê, hy is so dankbaar vir wat hier gebeur, die geloof in die Here. Hy is so dankbaar as hy kan sien hoe lief die gemeente hier as 'n geloofsfamilie mekaar het. Wat hier gebeur en hoe goed alles verloop, goed georganiseer en 'n seepgladde masjien waar die Here gedien en geëer word. Dan in 'n opeenstapeling van woorde, dan is dit so 'n trinitariese gebed waarin hy die Vader, die Seun en die Heilige Gees aanroep. En hy prys die Here net as Vader en dan bid hy dat die krag van die Here in hulle sal werk, die gemeente, dat hulle die Here werklik kan ken. En dis die gebed ook vanmôre vir ons, dat ons die Here werklik kan ken. Want dan gaan hy voort en hy sê, met 'n klomp woorde wat maar min of meer dieselfde beteken, krag uitdruk, bid hy dat die krag waarmee God sy seun uit die dood opgewek het, dat die Here met daardie selfde krag ook in die gemeente sal werk. Die oorspronklike woord is dunamis, waarvan ons woord dinamiet en dinamiek ook vandaan kom. Kragtig. En die werkwoord hier is energia. Onthou u energie, ons praat van energie. Daardie energie, daardie krag, bid hy dat dit in ons elkeen sal werk. Nou weet ons die Here se krag werk nie altyd op dieselfde manier in elkeen van ons se lewe nie. Dink maar aan Paulus, hoe die Here kragtig aan hom gewerk het. Hy was 'n man wat die kerk van Jesus Christus vervolg het, omdat hy oortuig was dis die regte ding. Hierdie nuwe rigting moet uitgeroei word en hy het Christene vervolg. En dan kan 'n mens amper sê gewelddadig. Op die pad waar hy na Damaskus is, gooi die Here hom op die grond neer. Sy oë is verblind en hy kom tot die lig dat Jesus Christus waarlik die een is. En hy begin hom volg en hy begin ywerig
vir hom te werk en te skryf. Dan is daar iemand soos Elia wat gebid het dat die Here met hom moet werk, dat die Here vir hom antwoorde moet gee. Dan lees ons in Konings 19, 1 Konings 19. Die Here Elia kry nie die antwoorde so maklik as wat hy gedink het nie. Daar was eers 'n stormwind, dan is daar 'n aardbewing, dan is daar 'n vuur. En nie in een van hulle verskyn die Here aan Elia nie, maar hoor hoe mooi in die fluistering van die windstilte, saggies kry Elia sy antwoord by die Here. Liewe gemeente, dan gaan Paulus voort en hy sê dat die kragtige werking waarmee God sy seun uit die dood uit opgewek het, werk hy ook in u en my. Die krag waarmee hy sy seun opgewek het om aan sy regterhand te sit soos 'n koning, so 'n seun aan sy regterhand, waar hy saam regeer oor hemel en aarde, waar hy die hoof is oor alle dinge, waar hy bid dat ons sal besef hoe groot die hoop is wat die Here vir ons gee. Die hoop wat ons baie keer in ons tyd nie altyd het nie. Wanhoop oor dinge in ons land. Wanhoop oor die wêreld wat in chaos is. Miskien nader aan jouself persoonlik is daar dinge in die eie lewe waaroor u wanhoop het en nie antwoord het nie. En dan die versekering wat ons hoor in die woord in hierdie mooi gebed, dat die Here wat sy seun uit die dood opgewek het, het hom ook die mag gegee oor alle owerheid. Elke koning, elke president, elke narcissus, elke diktator is onderwerp aan die mag en die krag van die seun van God, wat ook oor homself gesê het, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En dan ten slotte hoor ons, nie net die mag oor alles in die wêreld en wat nog sal kom nie, maar ook sy mag oor die kerk van die Here. En dit is nie vanmôre vir ons 'n wonderlike voorreg om elkeen deel van hierdie organisasie te wees, die kerk van die Here, waarvan hy die hoof is, die koning van sy kerk, vir wie ons ook kan vertrou en kan bid, dat hy sorg en sal sorg vir sy kerk. Maar nou moet ons tog ook vir mekaar elkeen die vraag vra, hoe brand jou vlam vir die Here? Partykeer kan 'n vuurtjie maar verdof. As 'n mens vleis braai, sien aan daar lê so 'n bietjie 'n laagie as op die kole. Blaas jy dit af, of krap dit af, dan sien daar's weer vars nuwe lewe in hierdie kole. En so moet elkeen van ons ook maar by tye ons eie lewe ondersoek en kyk of daar nie as in my lewe is wat die vlam van die Here in my lewe verdof nie. En hier het John en Louis vir ons so mooi toneeltjie geskep wat die hele jaar hier staan. Die simboliek daarvan, sitkamertyd, alleen tyd met die Here. Al is dit nie eers in 'n mooi sitkamer toneel nie. Al is dit op die stoep, al is dit onder die boom, waar ek net alleen tyd met die Here kan maak en my eie lewe kan ondersoek. Ek wil graag afsluit met 'n verhaaltjie wat my pa vir my vertel het, wat ek al so baie vertel het, en verskoon as jy dit al gehoor het. Maar is ook 'n verhaal waarin ons teenoor mekaar 'n taak het, 'n verantwoordelikheid, om mekaar te kan omsien. Daar was 'n man wat kwaad geraak het vir die kerk, en hy sê hy wil nie meer kerk toe gaan, hy het dit nie nodig nie. Hy bly by die huis, hy sal daar Bybel lees as hy wil. En die kerk het baie uitgereik na hom, oor en naderhand was dit nou maar verby gewees. En op 'n goeie dag te besluit die dominee, ek gaan tog maar nog 'n draai daar by hom maak. En hy klop aan die deur en verbasend genoeg maak die persoon oop. Hy nooi die dominee in.
Hy sit op baie oomblik in sy woonkamer waar 'n lieflike kaggelvuur brand. En hulle gaan sit daar op die rusbank voor die vuur, doodstil sonder om 'n woord te sê. En die dominee het eintlik ook nie eers meer geweet wat om te sê nie, maar hy het net doodstil gebly en hulle het in die vuur vlamme ingetuur. Naderhand staan die dominee op en hy vat die tang van die vuurherd en hy haal een van daai mooi gloeiende kole uit en hy sit hom aan een kant op die plaat voor die vuur en hy gaan sit weer. En hulle kyk verder na hierdie gloeiende vuur, hoe die kole lekker brand. Maar hierdie een kool een kant begin sy rooi gloed verloor. Hy begin so swarterig raak. Hy begin aan het rook en dit raak onaangenaam om hulle. En sonder om 'n woord verder te sê, staan die dominee op en hy groet en hy sê, sien ek jou Sondag in die kerk? En die man sê, ja, verseker. Dink ons het die boodskap gekry. Dit beteken tog ook vir ons om saam met ander gelowiges by mekaar te wees en as my hart vuur en vlam vir die Here is, dan moet dit ook aansteeklik wees teenoor ander. Dan moet dit eintlik buite die wêreld, buite die kerk in die wêreld ook sigbaar en voelbaar wees dat daar 'n gloed in my is wat brand vir die Here. Mag die Here ons elkeen ook seën in die week as ons uitmekaar uitgaan, waarin ons ook elkeen maar worstel met dinge in ons eie lewens, ook dinge in ons land, dinge in die wêreld. En mag ons terugkeer na hierdie oortuiging en sê, maar Christus, wat die hoof van die kerk is, wat troon oor alle dinge, met die mag waarmee God hom uit die dood opgewek het, met daardie selfde mag en krag werk in my, sodat ek hom al meer en meer kan ken. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vanmôre hier uit u woord die versterking kan ontvang. Dat u troon oor alle dinge, dat u mag het oor alles. Die mag het om die dood te oorwin, om u seun met krag uit die dood te kon opwek. Daardie krag waarmee u ook in elkeen van ons se lewens werk. En ons bid dit ook dat u dit sal doen in die week en die res van ons lewe elkeen. Dat u sal voortgaan om met krag in ons lewe te werk, sodat ons harte altyd brandend vir u sal wees, vuur en vlam, en ons al meer en meer vir u kan leer ken. Dankie dat ons ook weet u werk in die kerk, soos ons ook gehoor het by John, by vergadering, waar dinge ook gebeur in die weierkringe van die kerk. En in besonder bid ons ook dan vir die kerk hier in Nelspruit Suid. John en Louis en hulle gesinne, almal saam met hulle in die kantoor, Henriette, Annemarie, Hugo, met die personeel buite op die terrein. Ons bid vir die kerkraad, ons bid vir die leiers, broer Ben wat nou nie as ouderling bevestig is. Ons bid in besonder ook vir die leiding, vir die kerkraad, die leierskap, met die oog op die werk van die jeug, dat u daarin ook ryklik sal voorsien, om die pragtige, kosbare kinders van u kerk ook te kan onderrig en te kan leer. Ons bid so vir die hele kerk in Nelspruit, alle kerke. Ons bid vanmôre ook vir die stad Nelspruit, die leierskap van die stadsraad, so die provinsie, die leierskap in ons land. Ons bid vir 'n de-mekaar wêreld, Here, dat u vrede sal heers en woed, en dat u ons elkeen ook sal draers maak van u vrede. Wees u dan ook met ons elkeen in die uitdagende week, waar elkeen moet wees, seën en lei u ons elkeen. Amen.